Hallo mooikies! Lekker om weer vandag saam met julle hierso te kuier en raai wat? Vandag wil ek net vir julle kom vertel wat ons alles geleer het al hierdie kwartaal. So moenie worry as jy van die Sondag gemis het nie. Ek gaan jou sommer vandag alles vertel wat ons geleer het om julle net bietjie te herinner. So ons eerste versie was 1 Tessalonisense 5 vers 17 en dit het gesê bid sonder ophou. Dit klink asof jy heeltyd moet bid, maar eintlik sê dit net, ons moet deur die hele dag met God kan praat. En Jesus het ons kom leer hoe om te bid. En ek weet julle ken hom. Julle weet hoe gaan hy? Hy staan in Matteus 6 wat dit sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. En die res gaan julle nou vir mamma en papa sê, want ek weet julle ken hom, en ek gaan hulle vra as ek hulle sien of julle hom ken. So julle moet hom vir hulle gaan sê. En toe het ons vir klomp mense gebid. Onthou julle nog vir wie ons almal gebid? Ons het heel eerste gebid vir ons maatjies. Toe bid ons vir boelies. Onthou julle? En onthou julle wat het Jesus daar aan die kruis gesê, toe hy daar gehang het? Toe sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe belangrik is dit nie vir ons die maatjies, dat ons die moet vergewe, wat ons seer maak, en wat ons boelie. As Jesus dit kan doen, kan ons dit ook doen, nee? Ja, ons kan dit doen. En toe, vir wie het ons toe gebid? Toe bid ons vir ons families. Ja, jy moet vir jou boetie en jou sussie kan bid, nee? Nie dat hulle moet seer kry nie, maar omdat jy lief is vir hulle, dis hoekom jy vir hulle moet bid. En toe bid ons vir ons kerk. Dis belangrik om vir ons kerk te bid, want wat het die woord gesê? Dit sê, ons moet mekaar geestelik opbou. Dit is hoekom ons saam hier op Sondag by mekaar kom, om mekaar geestelik op te bou, sodat ons dit deur die week ook kan doen. En toe bid ons vir ons skool en ons onderwysers. Nou onthou julle wat het in 1 Timoteus 2 gestaan. Dit het gesê, ons moet vir alle mense bid. En ons moet vir God dankie sê vir hulle, ons moet vir God vra om hulle te help. En hoekom moet ons bid vir hulle? Sodat ons 'n stil en rustige lewe kan hê. Het is belangrik dat ons vir ons juffrouens moet bid, want hulle wat leer, gaan meer geoordeel word as die ander. So ons moet vir hulle bid. En toe het ons vir siek mense gebid. En dis so belangrik. Wanneer iemand seer gekry het of nie lekker voel nie, moet jy gaan. Jy wat daar is, jy moet gaan en jy moet vir hulle gaan bid. Want jy weet nou hoe om te bid, sodat jy hulle ook kan opbou en sodat Jesus deur jou hulle kan genees. Ons het vir so baie mense gebid, ek skoon moeg gepraat van almal vir wie ons gebid het, maar die uitdaging bly nog steeds by julle. Gaan bid elke dag vir iemand wat Jesus hier in jou gedagtes sit. Gaan bid vir daai persoon, want Jesus gaan vir jou sê in jou kop, of in jou hartjie vir wie jy moet bid. So, sien julle amper weer, lekker dag, bye!